Voetstappen van die evangelie klink deur elke straat en plein. 'n lewe vol liefde, 'n boodskap van hoop wat elke hart wil bereik en besny. Dis nie net woorde wat ons sê, maar hoe ons leef van dag tot dag. Sy liefde skyn in elke tree. Dis hy wat ons harte dra. Laat ons spore van liefde los, waar ons ook al gaan, oral waar ons staan. Sy genade loop voor ons uit, en sy lig brand helder in elke pad. Ons volg die spore van Christus se hart, leef sy liefde oor en oor en oor. Laat ons spore van liefde wees, vir die wêreld wat hom moet hoor. Elke hand wat gee, elke woord van lig, elke traan wat stil wegval, vertel van 'n koning wat vir ons leef, en roep ons tot 'n hoër roepstem aan. Ons is sy kerk, sy stem, sy lig. Ons dra die goeie nuus so vry. 'n lewe van liefde, getrou en reg, sy glorie deur jou en my. Ons trap in die voetspore van Jesus. Ons dra sy liefde oral heen, in elke straat, in elke stad sal sy naam deur ons weer klink. Ons trap in die voetspore van Jesus. Ons dra sy liefde oral heen, in elke straat, in elke stad sal sy naam weer ons weer klink. Vir my is een van die mees opregte en mooiste belydenisse in die Bybel Psalm 121. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie, hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel slymer nie in nie, en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevaar. Bedag sal die son jou nie steek nie, en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Ek lees hierdie gedeelte nogal baie keer saam met mense voor 'n operasie. Ek het dit self beleef, dat 'n ou voor operasie soveel onsekerheid het, en hierdie gevoel van, vir 'n paar ure
weet ek glad nie wat gebeur nie en ek weet ook nie hoe gaan ek bykom en gaan daar skade wees. En dan net hierdie rustigheid. Die Here sluimer nie in nie. Hy slaap nie. En ek wil vra dat jy 'n oombliekie stil word met wat ook al jou geraak het uit hierdie gedeelte. En dit dalk in 'n gebed ook jou belydenis vir die Here maak. Kom ons word stil, asseblief. Amen. Ons gaan saam lees uit 1 Konings uit, gedeelte wat ons goed ken, al van kleuterskooltyd, 3 vanaf vers 5. Anneleen, jy moet hom maar vir my so skuif, want ek lees hierso, so ek hou nie by wanneer om te skuif nie, asseblief. Daar in Gibeon het die Here die nag in 'n droom aan Salomo verskyn en vir hom gesê: "Wat wil jy hê, moet ek vir jou gee?" Toe sê Salomo: "U het groot trou aan my vader Dawid bewys. Hy was in sy lewe getrou en gehoorsaam en opreg teenoor u. U het hierdie groot trou aan hom bewys en vir hom 'n seun gegee wat vandag op sy troon sit. Here my God, U het my koning gemaak in my vader Dawid se plek, maar ek is nog jonk en onervare. En ek moet regeer oor die volk wat deur U uitgekies is, 'n groot volk, te veel om te tel. Gee my die gehoorsaamheid aan U, dat ek die volk reg sal regeer en in alles insig sal hê. Want wie kan uit homself hierdie groot volk van U regeer?" So hierdie eerste paar verse waar Salomo as 'n jong man, vermoedelik tussen 20 en 25 jaar, hierdie groot verantwoordelikheid kry om koning te wees van hierdie volk, en ook nie 'n maklike groep mense nie, want hulle kom uit verskillende stamme en hulle het almal hulle eie idees en hulle is harde koppe. En hy moet hierdie groep bymekaar hou en 'n nuwe volk uiteindelik lei daartoe om ook by een plek te aanbid, afgode af te sweer en 'n pad met die Here God te stap. Nie maklik nie. En nou weet ek, van kleintyd het ons vir Salomo verskriklike groot respek vir die keuse wat hy hier maak. Dat hy hier waar die Here vir hom sê, wat wil jy hê moet ek vir jou gee? Dat hy die keuse maak wat hy wel hier maak. En dan kan dit maklik gebeur dat ons eintlik amper vir Salomo in hierdie proses vereer. En dit sal jammer wees, want dit gebeur net as ons nie die eerste paar verse lees nie. Vanaf vers 10 lees ons dit wat die Here toe wel vir hom doen, en vers 12, ek gee aan jou wysheid en insig soos iemand voor jou nie gehad het nie. En dan na die eerste paar verse van hierdie gedeelte. Salomo het hom verbind aan die familie van die farao, die koning van Egipte.
Hy het getrou met die dogter van die farao en haar in die Dawidstad laat woon totdat hy sy paleis en die tempel van die Here en die muur rondom die stad klaar gebou het. En dan die gedeelte van Salomo gaan offer op Gibeon. In daardie dae het die volk nog altyd deur op die hoogtes geoffer, omdat daar nog nie 'n tempel vir die naam van die Here opgerig was nie. Salomo het sy liefde vir die Here betoon deur alles te doen wat Dawid, sy pa, hom voorgeskryf het. Hy het egter nog op die hoogtes offers gebring. Koning Salomo het na Gibeon toe gegaan om daar te offer, omdat die vernaamste hoogte daar was. Salomo het op daardie altaar 1000 brandoffers gebring. So as ons hierdie gedeelte so bietjie krities bekyk, dan begin hierdie gedeelte met Salomo wat trou met die farao se dogter. Deuteronomium 7 wat daar duidelik gesê is dat die Israeliete nie moet trou met ander volke nie. En dan in vers 3, hy het egter nog op die hoogtes offers gebring. En dit was ook 'n probleem. Die opdrag was gewees, kry 'n sentrale plek waar jy offer. Juis om te voorkom dat elkeen sy eie ding doen en dat daar die risiko is dat hulle nog steeds afgodeoffers bring. En Salomo wat nog steeds hier by Gibeon gaan offer. En dan as ons die verdere geskiedenis van Salomo volg, dan weet ons van die baie vroue en die baie byvroue, en dan weet ons dat dit heel moontlik polities geïnspireer was, van as ek van my vyande se dogters as my vroue neem, dan sal hulle heel moontlik daarom nou nie my aanval en hulle kind en kleinkinders of wie ook al in die proses in die gevaar stel nie. So polities 'n goeie skuif, maar dan weet ons ook die effek wat dit op Salomo gehad het, want hy het nie net hierdie vroue geneem nie. Geleidelik het hy ook maar weer verval en hulle gode begin dien en geoffer vir hulle gode. So hierdie preek sou eintlik makliker gewees het as 'n mens nou net vanaf vers 5 af gepreek het. Want dan was dit nou hierdie mooi gedeelte van hierdie opregte Salomo wat in 'n droom sê, Here, gee vir my wysheid. Maar dis nie die waarheid nie. Salomo is soos ons, maar 'n mens met gebreke, en ten spyte van sy gebreke kom die Here na hom toe. En dan ontmoet hy hom rondom die behoeftes wat hy gehad het. En help hy hom om tog hierdie groep mense bymekaar te kry en 'n tempel te bou. En uiteindelik 'n verskil te maak binne die Here se koninkryk. En daarom is 'n mens opsommend oor hierdie eerste gedeeltetjie net kan sê, moet asseblief nie vir Salomo vereer nie. Dis nie waaroor hierdie gedeelte gaan nie. Hierdie besluit wat hy geneem het is in elk geval in 'n droom gedoen. Mens weet nie eers as hy wakker was of hy dieselfde besluit sou geneem het nie. Hierdie gedeelte gaan eintlik baie eerder oor die Here wat ten spyte van wie ons is en wat ons doen, ons help met ons keuses en ons help om in sy hande tog 'n verskil te maak binne sy groter koninkryk. Dit wat Salomo hier vra in Hebreëus, lev shomer, 'n hart wat luister. So Salomo vra vir die Here, Here, gee vir my die vermoë dat ek met 'n opregtheid, en daai tyd is gedink die hart is die plek waar die denke is, dat ek met my denke, maar met my hele wese na U luister. En dan
kom die Here en dan sê hy, Salomo, ek sal vir jou wysheid en insig gee. Wysheid is nie bloot kennis nie, maar die vermoë om die werklikheid vanuit God se perspektief te sien. Ware wysheid vra nie wat werk die beste nie, maar eerder hoe sien God hierdie situasie? Dis 'n gedeelte van Bonhoeffer wat so bietjie praat oor wysheid. Hoe sien God hierdie situasie? En dan 'n gedeelte van Joseph Pieper wat sê wat wysheid is, dis openheid vir die waarheid. Dis 'n leerbaarheid om te sê ek weet nie alles nie. En daarom wil ek my oopstel sodat ek meer kan leer. Dis 'n nederigheid om te sê dalk kan ek selfs by iemand anders iets leer. Dalk kan ek veral by die Here leer. 'n Bereidheid om sonder 'n klomp grense te luister. Dis 'n onderskeidingsvermoë soos wat ons in die volgende hoofstuk of in die volgende verse sien waar Salomo moet besluit oor 'n kind dat hy 'n onderskeidingsvermoë het wat ons glo die Here hom help. En dan die vermoë, die moed om die regte besluite te neem en dit hande en voete te gee. So 'n bietjie weier dink oor wat wysheid is. So as ons hierdie gedeelte kan opsom, 'n gewone mens met feilbaarhede wat tog deur die Here gebruik word en vir wie hy 'n stuk wysheid en insig gee binne sy omstandighede om 'n verskil te gaan maak. En nou spring ek na die Nuwe Testament toe. Wat leer Jesus ons? En hierdie gedeelte is vir ons bekend, Matteus 5. So Jesus praat hier in 'n preek met mense, maar as ons dit kan opsom, dan stel hy hulle ook voor 'n keuse. En dan vra hy nie vir hulle soos wat die Here vir Salomo gevra het, wat wil jy moet ek vir jou doen nie, maar dan sê hy, kan ek vir julle sê, as julle regtig seën wil ervaar, as julle geluk wil ervaar, wat julle moet doen. En dan as 'n mens die bergpreek waaroor ons al 'n hele paar keer gepraat het kan opsom, dan sê hy vir hierdie mense, hoor julle keuse. Julle het 'n keuse om te leef asof dit net op aarde gaan oor 'n aardse regering. En dan gaan dit met julle sleg. Want as julle dink net dit wat die Romeine doen is belangrik, dan draai julle julleself vas. Sê daarom wil ek vir julle leer, ten spyte van dit wat julle elke dag sien wat hierdie aardse regering doen, is daar 'n ander koninkryk. En in hierdie ander koninkryk doen ons dinge anders. En in hierdie ander koninkryk maak ons ander keuses. En leef ons hierdie keuses op 'n ander manier. En dan begin hy om te sê, wil julle geseënd wees? Wil julle regtig gelukkig wees? Dan begin dit, soos met Salomo, in 'n afhanklikheid van die Here. En dan volg, soos ons weet, 'n hele klomp goed wat logies nie sin maak nie, om die ander wang te draai, om nederig te wees, om die minste te wees. Maar dan elke keer die tema, dis hoe die alternatiewe koninkryk, die koninkryk van die Here lyk. En die keuse is ons sin. Die
Die tweede is die gedeelte in Romeine. En hierdie gedeelte ken ons goed. Die Gees staan ons in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, wat hy pleit, volgens die wil van God vir die gelowiges. En dan sê hy, en die Here laat vir ons, vir wie die Gees pleit, dinge ten goeie laat meewerk. Hierdie gedeelte, as ek dit kan aansluit by dit wat ons nou al vir mekaar gesê het, gaan juist daaroor dat ons nie eers baie keer die keuses wat ons maak kan verbaliseer nie. En dat ons dalk 'n hart met 'n openheid vir die Here het, maar dat dit oor meer gaan. Dat die Here ons harte ken. En dat die Here deur sy Gees na ons toe kom, selfs voor ons die keuses gemaak het, en daai keuses in 'n gebed of wat ook al vir hom bekend gemaak het. En dat hy weet wat vir ons belangrik is. En dat hy ons ontmoet en vir ons selfs meer gee as wat ons dalk sou gevra het. Ek het dit al gesê, maar iemand wat sê teen 9:00, 10:00 in die oggend het almal van ons al meer gekry by die Here as wat ons die vorige aand voorgebid het. En dit lyk vir my dis iets daarvan dat die Gees pleit by die Here rondom dinge wat ons nog nie eers gesê het nie gebid het en gevra het nie, keuses wat ons nog nie gemaak het nie. En dan uiteindelik is ons net verbaas dat hy ons ontmoet rondom dit wat ons beslis nie verdien nie. En rondom dit wat ons met ons monde nie eers kan sê nie. En dan, wat leer Paulus ons? En dan blaai ons na Korintiërs toe, en die gedeeltes ken ons ook goed, want die gedeeltes gaan oor die gemeente. En kom ons sluit dan aan by die tema en sê, dit gaan oor die keuses wat in gemeentes gemaak moet word. En dan begin Paulus die gedeeltes om eintlik maar te sê, in gemeentes loop dinge ook baie keer verkeerd. Gemeentes is maar soos Salomo, vol swakhede. En in gemeentes beklei mense oor onbenullighede en is mense verwaand oor wat hulle kan doen en voel hulle dit wat ek kan doen is belangriker as dit wat iemand anders kan doen. En dit het in Korinthe gebeur en dit het in Romeine gebeur of die Romeinse gemeentes en dit gebeur vandag en dit gebeur in ons gemeente omdat ons almal ook maar swakkelinge is. En dan kom Paulus, soos ons weet, en sê, julle wat nou beklei oor wat is belangrik, die profete, die leraars, of die ouens wat in tale kan praat, en dan sê hy, kom ek help julle met die keuse wat julle moet maak. Julle moet kies vir liefde. Vir agape liefde. Dis die belangrike. Nou kan ek my voorstel, as ons as gemeente nou na Elon Musk toe kan gaan en vir hom sê, Elon, ons hoor jy's 'n Pretoriaaner en ons wil vir jou sê, ons hoor jy het 'n paar besigheidjies daarso in Amerika en ons wil vir jou sê, ons dink
dat dit met jou besighede heel moontlik beter gaan as jy die keuse kan maak vir agape liefde. Ek wil nie probeer raai wat Elon sal sê nie, maar heel moontlik sou hy dalk iets sê, hy weet nie of dit 4 pile gaan help nie, hy weet nie of dit gaan maak dat Tesla's verder ry op hulle batterye, of wat ook al nie. So heel moontlik moet ons vir mekaar sê binne die besigheidswêreld, die wêreld waar baie van ons maar in funksioneer, gaan dit nie sin maak as 'n konsultant kom sê die belangrike hier is agape liefde. Natuurlik gaan dit help dat almal beter saamwerk, maar of dit vir die meeste besighede die belangrikste is, twyfel ek. Maar kom ons sê vir mekaar, binne die kerk het dit oor eeue weer en weer bewys. Daar waar kerke die keuse maak vir agape liefde, gaan dit goed. Jy kan 'n kerk hê met die beste kerkraad, met die beste finansiële bestuur. Maar as daar bekleierery is oor wie is die belangrikste in die kerk en watter gawes is die belangrikste in die kerk, en 'n hiërargie opstel van belangrik en onbelangrik, dan werk kerke nie. En daarom die verbasende dat 'n mens baie keer kerke kry wat as jy nou sou gaan kyk, hoe gaan dit regtig met die bestuur daar en is daar verskriklike kundige mense wat hierdie kerk bestuur, dan gaan jy agterkom daar is nie. Maar dan gaan jy agterkom as dit 'n groep mense is wat deur liefde saamgebind word, die Here se liefde, dan werk hierdie kerk. Dan maak hierdie kerk 'n verskil. Ek verbaas my baie keer as ek kyk na Christene in ons land wat nie 'n groot gebou en goeie tegnologie soos ons het nie, dalk het hulle net 'n boom waaronder hulle bymekaar kom. Maar dan sê ek vir myself, dit moet die Here se liefde wees wat hierdie groep mense bymekaar trek daar en mekaar inspireer om 'n keuse vir hom te maak. En om heel moontlik dan uit te gaan in die week en met heel moontlik karige middele tog 'n stuk liefde te gaan leef. En daarom kan ons maar weer luister as Paulus vir ons hiervoor 'n keuse stel. En moet ons heel moontlik maar weer vir mekaar sê, die keuse wat die kerk weer en weer en weer moet maak, is 'n keuse vir agape liefde. Wat uiteindelik 'n liefde is wat uitdeel en omgee en werklik 'n verskil gaan maak. En dan die laaste gedagte. 'n Tyd terug hoor ek iemand wat as terapeut beraader praat en sê, mense kom baie keer na my toe en dan vra hulle vir my of praat hulle met my oor hulle toekoms en dan sê hulle, ek is bekommerd oor my toekoms, ek is onseker oor my toekoms. Wat kan my help rondom my beplanning? Hy sê, en dan is sy antwoord gewoonlik eenvoudig. Die toekoms en die keuses wat jy gaan maak, en dis wat hierdie uitbeeld, die baie keuses wat ons het, dit gaan bepaal hoe môre en oormôre gaan lyk. So die keuse wat jy vandag maak, bepaal mos môre en oormôre. En daarom as jy vandag met 'n oop hart voor die Here, 'n luisterende hart voor die Here vra, Here, help my om vandag die beste keuses te maak, dan kan jy rustigheid hê oor môre en oor môre.
As jy vandag liefde saai, dan gaan daai liefde mos groei en dan gaan jy die opbrengs beleef. Maar as jy vandag kwaad gaan saai, dan heel moontlik weet jy mos dis wat jy ook vorentoe gaan oes. En daarom as ons vanoggend oor keuses praat, is dit belangrik dat ons net weer vir mekaar sê, keuses wat ek en jy nou maak, bepaal ons paadjie vorentoe. Ons het donderdag aand 'n byeenkoms gehad met professor Gous, en in kort het hy ook gesê, die keuses wat ons maak rondom ons lewensingesteldheid, die lewenswieletjie wat 'n klomp goed insluit, dis bepalend. En daarom hoop ek dat ons vanoggend weer gaan uitgaan en gaan sê, Here, so Salomo, is daar maar 'n klomp goed in my lewe waar ek nog foute maak. Maar ek kom met 'n hart wat oop is. Ek kom met 'n luisterende hart. Dat U my kan help met die keuses wat ek in hierdie dag, in hierdie week moet maak. En dan wil ek glo dat soos met Salomo, die Here uiteindelik vir my en jou ook sal sê, ook wat jy nie gevra het nie, gee ek aan jou. Ook dit wat die Heilige Gees vir my gesê het, jy nog nie eers genoem het nie, maar nodig het, dit gee ek vir jou, sodat daar waar jy is, jy my koninkryk kan laat kom. Amen. Ek wil vra dat jy 'n oombliekie stil word en net praat oor die keuses wat jy weet jy moet maak. En vir die Here vra, Here, afhanklik van U, met 'n openheid teenoor U. Kom plaas ek dit by U voete. Ontmoet my asseblief. Kom ons word stil. Lieve Here, met elkeen van ons sy eie kwesbaarhede en voete van klei. En met elkeen van ons se behoefte aan U geestelike seën en aan vreugde. Kom ons om dan net vanoggend ons afhanklikheid te bely en te vra, Here, gee dat ons naby aan U, dat ons in 'n liefdevolle afhanklikheid van U ons keuses voor U sal plaas.
Kom ontmoet ons asseblief, Here. En dankie dat U in die verlede elkeen van ons al verbaas het. Dat U in elkeen van ons se lewens al baie meer gegee het as wat ons gevra het of verdien het. En bid ons dat U asseblief op die pad vorentoe, binne ons gemeente en ons gesinne, binne 'n samelewing wat dit so nodig het, ons luisterende harte sal gee, sodat ons U koninkryk kan laat kom. Amen. As die Here vir Salomo sê, ek gee jou wysheid en insig, dan vermoed ek elkeen van ons vra, Here, gee dit vir my ook, asseblief. En daarom is my gebed, dat ons in hierdie week gaan ervaar, dat die Here ons aan die hand vat, en met sy genade en die liefde van Christus, en sy teenwoordigheid deur sy Gees, wat sy oor hier by ons harte het, en selfs luister, wat ons onbewuste behoeftes is, dat hierdie Here met my en jou die pad stap en ons help om die regte keuses te maak.